Goeiedag broers en susters, baie welkom by ons laaste diens in ons Pinksterreeks. Dit is Sondagoggend en dis ook ons dankdiens, so dis 'n baie spesiale Sondag vandag. Kom ons bid saam voordat ons uit die Here se woord uitlees en kom ons vra die Here om met dieselfde Heilige Gees wie in ons uitgestort is, ook met ons te praat. Ons drie-enige Here, Vader, Seun en Heilige Gees, dit is vir ons so voorreg om as geloofsgemeenskap saam te kom in U naam, Here. Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê vir al die leiding, al die troos en al die bemoediging wat U vir ons deur die jare gee. En dankie dat ons altyd op U kan staat maak. Ons vra ook dat ons nou sal verstaan wat U vir ons wil sê, soos wat net U kan, deur U woord. Amen. Ons lees vandag uit die eerste brief aan die Korintiërs. Ek lees vir ons vers 50, dis hier op bladsy 205 in die Nuwe Testament, tot by vers 58, en ons lees dit met die verstaan dat as daar gepraat word met die broers, word daar ook gepraat met die susters. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie, en die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste basyn, binne 'n oomblik, 'n oogwink. 'n Basyn sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, en die sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Die Amerikaner kom lank gelede kuier in Kaapstad, maar hy is nie baie beïndruk nie. Die toergids wys hom die waterfront. Die Amerikaner sê, wel, in Texas rig ons 'n sentrumpie op, soos die in 'n maand. Die toergids vat hom te Kaapstad stadion toe. Ag nee wat, in Texas rig ons so 'n sportveld op in 2 weke. Toe besluit die toergids om hom kasteel toe te vat. Amerikaner sê, nee wat, in Texas rig ons so 'n plekkie op in 'n paar dae. Nou is die toergids bietjie geïrriteerd. En soos wat hulle ry hulle daar en die Amerikaner sien Tafelberg en vra, wat's dit? Weet jy meneer, sê die toergids, dit was nog nie gister daar gewees nie. Kom ons praat oor goed wat indrukwekkend is. Kom ons praat oor ons eie liggame. Baie mense in die kerk het 'n interessante verhouding met hulle liggame. Ons is baie besorgd oor ons siel en oor ons persoonlikheid en oor ons verstand. Maar hoe voel ons oor ons lywe? In die 5de eeu voor Christus was daar 'n Griekse filosoof met die naam Sokrates. Sokrates word beskou as die mens wat moderne filosofie afgeskop het. Plato het geleer by Sokrates en Aristotel leer by Plato. Hulle drie was baie groot gewees in klassieke filosofie. Nie een van hulle was Christene nie, want Christendom het nog nie bestaan nie. Hulle kon miskien Jode gewees het as hulle belang gestel het, maar dit was in die 5de eeu voor Christus. Maar wat Sokrates begin aanvoer het, wat toe in Europese denke begin gevestig raak het, is die gedagte van die onsterflike siel. Ons persoonlikheid en ons verstand maak ons siel uit, en hierdie siel, sê Sokrates, is onsterflik. In baie groot dele van Noord-Amerika en Europa is die belediging goddeloos lankal nie meer 'n belediging nie.
Sieloos is wel, maar nogal nie goddeloos nie. Want al glo baie mense nie meer in Jesus nie, baie mense glo nog in die siel. Daar is 'n fliek, Freaky Friday, met Jamie Lee Curtis, en daai fliek werk net as 'n mens die bestaan van 'n siel verstaan. 'n Ma en haar dogter ruil liggame, en hulle leer mekaar se uitdagings en mekaar se perspektiewe beter verstaan. Blykbaar is ons mal oor die fliek, want die eerste een het in 1976 uitgekom, en is toe in 1995, 2003 en in 2018 weer verfilm. Baie werke van wetenskapfiksie werk met die gedagte van dat dit moontlik gaan wees om jou brein op te laai. Of dit 'n harde skyfte is, ons weet nie, maar daar is altyd een of ander maalwetenskaplike wat vir hulle self of 'n robotliggaam bou of dalk rekenaars om hulle verstande te huisves. En ons lees dit so en ons kyk dit so asof ons breine die enigste deel van ons liggame is en asof dit al is wat ons maak wie ons is. In die eerste plek is die brein ook 'n orgaan. Breinbeserings, mense wat hulle koppe hard genoeg stamp of mense wat infeksies of inflammasie het, dit het al gelei tot veranderinge in iemand se persoonlikheid. Maar dit stop nie by die brein nie. As jou skildkliere, die so in jou keel, nie lekker is nie, dan kan dit ook hoe jy voel en hoe jy optree beïnvloed. As die skildklier onreaktief is, dan raak jy moeg, jy raak bietjie lui, en as dit ooraktief is, dan raak jy paniekerig en jy raak gespanne. Diabetes, wat in die pankreas is, ver van die brein, kan jou bloedsuiker laat swaai en saam met dit dan ook jou emosies. Eintlik is jy net vaak of moeg, maar nou kom jy oor as sommer kort van draad ook, want jou bloedsuiker is nie reg nie. Daarom dink ek dit is baie interessant dat 1 Korintiërs 15 praat van die liggaam wat onverganklik en onsterflik gaan wees. Daarom is dit merkwaardig dat die geloofsbelijdenis van Nicea juist ook praat van die opstanding van die vlees. Nie van die brein nie, nie van die siel nie, maar van die vlees. En dit help ons onthou dat die Here ons mooi en goed gemaak het. Nou lyk almal in NG Victoria West soos Chris Hemsworth en Scarlett Johansson van die Marvel flieks? Nee, maar ons hoef ook nie so te lyk nie. Net omdat ons nie soos 'n supermodel lyk nie, beteken nie ons is nie mooi en goed genoeg nie. Die Here gaan nie eendag die skepping wat ons liggame insluit, sommer net so weggooi nie. Ons lees ons word nuut gemaak in gees en in liggaam. Wie weet, miskien sal ek aan baard groei in die nuwe hemel en die nuwe aarde met die nuwe liggaam. Wie weet. Maar so gepraat van groei. Ek wil ons gou wys op 'n beweging wat in vandag se skriflesing plaasvind. Daar gebeur iets baie interessant in hierdie kort deel. Aan die begin van ons skriflesing vandag, daar by vers 50, dan begin ons by die eendag. Die belofte wat aan die Korintiërs gemaak is eendag word die dooies opgewek en ons word verander na die nuwe, onsterflike, onverganklike liggaam. En dan, na die eind van die skriflesing toe, omdat ons nou weet wat die toekoms inhou, het die môre van 1 Korintiërs 15 'n invloed op vandag. Kom ons dink hieroor. Watter bedreiging hou die dood werklik vir ons in? Daar's baie bedreigings daarin om dood te gaan, natuurlik. Ons wil nie pyn hê nie, ons wil nie ly nie, ons wil ons waardigheid behou, en dis alles emosionele reaksies. Dis die bedreiging van om dood te gaan. Maar die dood self, om dood te wees, wat is werklik die gevaar daarin? 1 Korintiërs 15 lees dat die angel van die dood die sonde is, wat krag kry uit die wet van God. En dit maak sin, want sonde, sonder dat daar 'n ander plan gemaak word, loop uit op die ewige dood. Gelukkig vir ons wat glo in Jesus, is daar reeds 'n nuwe plan gemaak, daar soos reeds vir ons 'n uitkoms gegee, en dit is dat as ons glo in Jesus, wat ons verlos het, dan word ons sonde nie meer teen ons gehou nie. So, al die mag wat die dood regtig teen ons het, om ons na die ewige dood te neem, met ander woorde, dit is weggevat.
Dit is weggevat. Die mag van die dood is weg. Dis nie lekker om ons geliefdes te verloor nie, maar vir ons wat dood is en wat dood gaan, is dit nie te sleg nie. Wanneer en hoe dit gaan wees, weet ons nie, maar as ons weer ons oë oopmaak, dan is ons by God. Verbeel jou, jy het 'n eislike pot sop by die huis, daar op die stoof. Dis so groot soos die hele oond self, en dis die lekkerste sop wat jy al in jou lewe gehad het. Nou kom jy na die aanddiens toe met Pinkster, en daar's nou van dieselfde sop, maar dis nie heeltemal so lekker nie, en dis ook nie so warm nie, en dis ook nie so baie nie. Die dood raak nou vir ons, soos iemand wat in daai geval sê, maar jy mag nou nie vanaand meer van die gemeente se sop kry nie. Ag nee, as daar maar net iewers was, waar jy 'n ou ietsie te ete kan kry, as daar maar net 'n ander bron van lekker sop was. Deur Jesus se verlossing raak die dood eintlik niks meer as 'n tydelike ongerief nie. Ja, dis bitter vir ons as mense, verseker. Mense rou, mense vat jare om weer te genees, en niks is slegter as iemand waarvoor jy lief is doodgaan. Maar in die groter prentjie, in die langer tydlyn, wat is selfs al 100 jaar se rou in vergelyking met die ewigheid. So omdat ons vandag al weet, die dood kan ons net tydelik verontrief, het ons vandag al hoop. Die dood kan nie in ons pad staan om by God te wees nie. Ons weet, ons is nie net terwyl ons lewe nie, maar ook indien ons sou sterwe by die Here. Die een blywende bedreiging van die dood het Jesus met sy verlossing reeds weggeneem. Nou gaan ons draai van die dood na die lewe. Snags maak ons, as ons verantwoordelik is, seker dat ons so veilig is as moontlik. Roofdiere en mense kan by jou inbreek. So wat meeste van ons doen is, ons sluit ons deure, ons maak die hekke toe, sluit dit, en as ons gelukkig genoeg is om 'n alarm te hê, dan sit ons dit ook aan. Nou gaan ek vir ons vra, wie kyk snags of daar nie dalk miskien 'n haai onder die bed is nie? Ek weet nie van enigiemand wat kyk vir haie onder die bed nie. Maar is haie dan nie gevaarlik nie? Haie is bitter gevaarlik. As jy Jaws, Deep Blue Sea, The Meg of Sharknado gekyk het, dan sal jy weet hoe gevaarlik haie is. Maar ons kyk nie vir haie onder ons beddens nie, want ons is hopeloos te ver van die see af. Selfs al het ons in Durban gewoon, die mense daar bou hulle huise nie naby genoeg aan die haai se habitat, dat die haai net kan kom en in die huis in kan swem nie. Jesus gee vir ons die ewige lewe, en dit is reeds gewaarborg, klaar vir ons gegee. Die Heilige Gees is iemand wat al klaar by ons is, wie ons nooit alleen of eensaam los nie, en wat elke tree wat ons gee, saam met ons gee. Ons ken nou al die Here. Ons is nou al in die Here se teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Nog nie fisies nie, maar deur die Gees is God reeds by ons. Met ander woorde, die ewige lewe het reeds begin. Dit waarna ons uitsien, dit het eintlik al klaar gebeur. Almal van ons het spanning, almal van ons raak besorg, almal van ons word moedeloos. En dit raak 'n bietjie soos om vir die haai onder die bed te soek. Die lewe kan ons verseker rol, ek weet dit. Maar die lewe kan niks doen om ons verlossing van ons af weg te steel nie. Jesus het klaar die dood oorwin. Dit is die normaalste iets in die wêreld om oorweldig te voel. As daar nou 'n krisis gebeur, as ons nou deur 'n verlies gaan, baie normaal, menslik. Dit gebeur, maar dit hoef nie te gebeur nie, want ons weet Jesus het oorwin. As ons dink aan Jesus se lyding op aarde, veral nou met Goeie Vrydag, dan weet ons lyding is werklik. Dit is geldig om sleg te voel. Maar ek dink Jesus kon sy pad eind uitgeloop het, want hy kon vertrou op God die Skepper. Jesus kon weet dat as dit is wat sy pad is, dan gaan die kruis ook nie sy einde wees nie.
Met Pinkster word ons geroep om ook in die Heilige Gees te vertrou. En die Korintiërs hoor reg as daar vir hulle gesê word, niks wat hulle vir God doen is verniet nie. Omdat ons nou reeds lewe met die Heilige Gees, is ons nou reeds met een voet in die ewige lewe. Enigiets wat ons doen om die Here te dien, is reeds deel van die ewige verhouding. Die ewige lewe is die mees indrukwekkende, wonderlike, vreugdevolle geskenk wat ons ooit kan kry. Ons gaan nuut gemaak word in ons liggame, en omdat ons dit weet, sien ons kans vir môre. Die ewige lewe het reeds begin, want die Heilige Gees, God in ons, is reeds in elke gelowige uitgestort. Dit kan ons maar weet. Amen. Ek gaan nou vir ons 'n gebed doen, en as ek klaar gebid het, dan gaan ek vir ons so 'n minuut gee om vir die Here dankie te sê. Dank die Here vir die reën wat die distrik ontvang het. Dank die Here vir gesondheid. Maar dank ook die Here vir die ongelooflike versekering wat ons het vir die dag van môre, vandag al. Die Here het ons vrygemaak. Die Here het ons die ewige lewe gewaarborg. En dit staan. Maak nie saak wat gebeur nie. Kom ons bid saam, broers en susters. O Heilige Gees, ons wil U vandag prys en loof as die een wat die waarborg is van die ewige lewe. U is reeds by ons. U is reeds aan die werk in die wêreld. En U is reeds besig om ons te help om by ons eindbestemming te kom. Here, ons hierso in die Karoo wil graag vir U baie dankie sê vir die afgelope reënseisoen. So baie, nie net van die landbougemeenskap nie, maar ook van die dorp is direk afhanklik van die reënval. Ons sê vir U dankie dat ons ook so kan sien dat U vir ons omgee, dat U vir ons sorg. Here, ons dink ook aan die mense wat met honger ook kyk na die ander mense se reën. Daai areas wat nog nie goeie veld het nie en wat nog maar baie droog is. Here, ons bid dat U vir hulle ook uitkoms sal gee. Here, ons bid ook vir ons gemeenskap. Ons sê vir U dankie dat U Victoria Wes deur nog 'n Pinkster gelei het. En ons bid vir ons broers en susters in ander gemeentes. En ons vra dat dit vir hulle ook 'n geseënde tyd was. En dat hierdie Pinkster ons as 'n gemeenskap nader aan mekaar sal bring, Here. Here, ons dink ook aan almal wat vandag wonder of hulle U Gees ontvang het, of hulle ook goed genoeg is om deel te wees van die kerk en om die getuies te wees. En dat U hulle sal seën met die wete dat U hulle lankal al geroep het en verlos het. Here, ons kan nie praat van verlossing sonder om vir U dankie te sê vir ons eie verlossing nie. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, het uit die dood uit opgestaan, en U wag vir ons as die ergste met ons sou gebeur. Heilige Gees, ons bid dat hierdie wete deur U werking hoop sal bring in ons lewens. Dat ons sal weet, enige bedreiging is nie so magtig soos die belofte van die ewige lewe wat reeds begin het nie. Ons bid dit in die naam van ons drie enige God.